Die openbare beskermer ondersoek nepotisme in die toekenning van 3 staatskontrakte wat die Departement van Infrastruktuurontwikkeling in Gauteng aan die maatskappy Ngwatu and Manzi Group toegeken het, wat deur die nuusdiens Netwerk 24 blootgelê is. Die verskaffing van brandbestryding, autoklaaf-onderdele en kragtoerusting is hier ter sprake en betrek vir Thabiso Mashatile en Tinyeko Movelase, adjunkpresident Paul Mashatile se seuns, die direkteure van die Ngwatu and Manzi Group. Ons sluit aan by advokaat Anton Alberts, VF+ wetgewerlid in Gauteng, wat die OB versoek het om die tenders onder die vergrootglas te plaas. Goeiemiddag Anton. Goeiemiddag Estie. Wat is die jongste verwikkelinge? Ja, ons het 'n klag ingedien aan die hand van die navorsing wat die pers gedoen het, meer spesifiek News24 en ook Beeld Netwerk 24. En ons het daardie inligting gebruik om 'n klag te doen by die openbare beskermer so begin van verlede jaar. En so wat in die begin van die jaar het hulle uiteindelik die finale verslag gepubliseer na hulle ondersoek gedoen het, waar hulle gesê het dat hulle kon nie op die oog af enige foute vind met die tenderproses en die gee van die tender, as ook die produkte wat wel gelewer en die dienste wat wel gelewer is deur hierdie twee maatskappye nie. Maar in reaksie het daar weer nuwe inligting uitgekom wat daarop dui dat die openbare beskermer dalk nie diep genoeg gekyk het na alles nie. Waarom het die VF+ snif van die neus gekry en wat dink julle oor die OB se aanvanklike ondersoek wat aangedui dat daar nie ongeruimthede is nie? Ja, ons het 'n snif van die neus gekry weens die pers het vir ons wat die berigte gepubliseer het, ek dink so aan die begin van verlede jaar. En dis vir ons problematies in Gauteng waar daar baie korrupsie plaasvind en waar daar baie tenders gegee word vir mense wat politieke koneksies het. En wat op die oog af nie die werk kan doen of die dienste kan lewer nie. En ons as gevolg daarvan klag gelê by die openbare beskermer om seker te maak dat hierdie kontrakte wat gegee is aan die adjunkpresident se seuns wel geldiglik gegee is en dat hulle wel die dienste kon lewer en dat dit ook op 'n billike basis plaasvind in terme van prys. En die openbare beskermer het dan bevind, soos ek gesê het, dat hulle glad nie enigsins iets kon vind wat problematies is nie, maar dit blyk ook nie die hele waarheid te wees nie. Ons sal probeer, en ons het al met die openbare beskermer kontak gehad in die verband, om die saak weer oop te maak, of dan soos hulle dit stel, 'n nuwe saak in te dien met die nuwe feite, om weer dieper na die kwessie te kyk, om te sien of daar nie wel ongeruimthede was nie. Maar dit lyk op die oog af of daar wel ongeruimthede was. Die openbare beskermer sê nadat hulle die inligting gekry het, nee, dit is tog nie so nie, maar dit lyk weer eens of dit wel so is met die nuwe inligting wat ons het. Anton, jy verwys self daarna as hoogs tegniese tenders. Kan jy vir ons verduidelik hoe hierdie legkaartstukke by mekaar aansluit? Ja, dit is nogal 'n komplekse legkaart om op die lig te verduidelik. Ek dink in vandag se beeld is daar 'n baie goeie grafiese uiteensetting benewens die berig self. Maar in wese het hierdie twee maatskappye wat geen ervaring het nie, wat redelike nuwerige rakmaatskappye is, so 5 jaar gelede, vir die tenders aansoek gedoen en op sekere strategiese tye het die adjunkpresident se twee seuns direkteure geword en later weer bedank uit die maatskappye uit. So daar's definitief, lyk dit my, op die oog af 'n koneksie tussen wanneer die tenders toegeken is en wanneer hierdie gekonnekteerde persone, polities gekonnekteerde persone dan wel direkteure was van die maatskappye. En dit is waarom ons ook nog gesê het, maar dit lyk verdag op die oog af. Daar moet daar nog gekyk word, want ons weet dat mense wat in die ANC polities gekonnekteer is, baie keer tenders kry wat hulle nie kan lewer nie. Of as hulle dit kan lewer hulle dit eintlik deur ander partye, aangesien hulle eintlik op sigself nie daai ervaring het nie. Dit is 'n hoogs tegniese tipe lewering wat hier plaasgevind het of moet plaasvind. En dit lyk ook dan natuurlik dat hierdie maatskappye, omdat hulle as nuwe maatskappye is en die persone nie werklik opgelei is in daardie leweringsrigting, as ek nou so kan stel, dan moes gebruik maak van ander diensleweraars om die dienste te lewer. En dit het die rooi ligte by ons laat aangaan om die ondersoek in te stel.
Dit wil voorkom, Anton, en help my asseblief reg, asof die maatskappye gestig word en dan onmiddellik gesluit word, en dat die maatskappy vir 'n wyle vir 5 jaar nie aktief was nie, maar nogtans die kontrak gekry het. Ondanks daardie 5 jaar wat daar niks is om te wys nie, is daar steeds bevind dat die maatskappy wel die pyp sal rook. Het dit toe op dienslewering uitgeloop? Die dienste word blykbaar gelewer en dit blyk dat daar nie eintlik probleme is met die dienste en die produkte wat gelewer word op die stadium nie. Daaroor kan ons dan nie veel sê nie, dit is wat die openbare beskermer bevind het. Maar die vraag is nog steeds of hierdie transaksies wel volgens die behoorlike tenderproses verloop het. Die nuutste inligting wat ons het, is dat dit wel nie so goed verloop het nie, want een van die vereistes vir lewering en om die kontrak te kry, moet jy bewys dat jy alreeds geskiedenis het van lewering aan ander maatskappye van soortgelyke dienste en goedere. En die maatskappye het toe wel bewyse ingedien daarvan, maar daar's nou 'n probleem met die bewyse, want daar's nou uitgevind of vasgestel dat hierdie bewyse kom eintlik van 'n ander maatskappy wat ook nie eintlik baie lank al in werking was nie, en dat hierdie maatskappy ook tenders ingedien het op dieselfde tyd. En een van die reëls is dat jy 2 maatskappye wat verwant is of wat verwante verhoudings het, weens daardie konflik van belange nie saam kan of nie op dieselfde tender kan 'n tender indien nie. Of 'n versoek indien om die tender deel te neem nie. En dit het wel gebeur. So dit lyk my dat daai tender moes in die eerste plek nooit toegeken gewees het nie. En dis van die inligting wat ons wel aan die openbare beskermer gaan uitwys. So Anton, net kortliks, sover het die openbare beskermer bevind dat daar nie ongeruimthede is nie, maar daar is nou inligting en julle gaan hierdie saak verder neem. Ja, ons gaan die saak verder neem en as die openbare beskermer nie wil saamwerk nie, dan sal mens moet saam met gesels met die mediahuise of hulle dalk 'n hofaansoek wil loods wat die bevinding van die openbare beskermer tersyde sal stel, sodat daar weer 'n ondersoek kan kom in die verband. Baie dankie, dit is advokaat Anton Alberts, VF+ wetgewer lid in Gauteng, aan wat die OB versoek het om die tenders onder die vergrootglas te plaas. Impak vir 'n blik op die nuus in jou wêreld.